Welkom by Wild en Jag TV. Die Kirkwood Wildsfees het verlede naweek in die Oos-Kaap plaasgevind en ons wys jou wat daar gebeur het en ons bring ook vir jou nuus uit die wildbedryf. Apps veroorsaak groot probleme in die Kruger Wildtuin, sê Sanparke. William Mabasa, waarnemende kommunikasiehoof van Sanparke, het gesê, tegnologie en die gebruik van apps om toeriste in te lig oor plekke in die wildtuin waar diere gesien kan word, meng in met die nasionale park se bewaringsdoelwitte. Volgens Mabasa laai al hoe meer mense hierdie soort apps af en dit lei toenemend tot wetteloosheid in die wildtuin. Netwerk 24 berig, die spoedgrens word oorskry wanneer mense jaag na plekke waar die diere gesien kan word. Op hierdie plekke drom die mense so saam dat diere raakgery word. Die toepassing, Latest Kruger Sightings, adverteer homself op die Google Play en iTunes platforms as 'n manier vir verbruikers om hul wildsbesigtigings in ware tyd met ander besoekers te deel. Daar is ook verskeie ander van hierdie toepassings wat aandui waar diere laaste gesien is. According to News 24, wildlife experts in Malawi will start moving up to 500 elephants to a sanctuary next month. They hope that it could eventually serve as a reservoir to restore some elephant populations in other parts of Africa where the threatened species has been heavily poached. The massive relocation, slated for completion next year, will involve darting the elephants from a helicopter, hoisting the slumbering animals by crane, and loading them in crates onto trucks for a ride of about 300 kilometers to Malawi's Nkota Wildlife Reserve. The elephants in Malawi will be moved in small groups in a first phase in July and August, and again in a similar period next year. The Dutch postcode lottery, which supports charity, is a key funder of the $1.6 million relocation. Die span het hierdie naweek by die Kirkwood Wildsfees in die Oos-Kaap gaan kuier. Kirkwood het besoekers en gaste verwelkom by die 15de jaarlikse Kirkwood Wildsfees se wildsveiling wat in samewerking met die Addo Olifant Nasionale Park aangebied is. Sanparke se bestuurder van parke, meneer Property Mokoena, en die hoof van hul bewaringsdienste, Dr. Mike Knight, het saam met 'n groep opkomende boere die veiling bygewoon. Very good to see you here again. Thank you so much for coming along. We're going to talk now, 12 and a quarter, we're going to talk to 50. At 12 and a quarter with Paul now, 12 and a quarter, we're going to talk to 50 there. At 12 and a half, and just at 12 and a half, at 12 and a half, down to 13. I'm going to take a bit of 30 now, but some of that in the 30 bit there. I'm going to find that 30 pound down to 14. I'm going to 50 bit of 40 now, come 50 bit of 40,000, I'm going to 40,000 now. At 14 with Paul, at 15 Mason's going to 40,000 now. At both St. Marshall, some of 50 to 40, going to sell some at 40,000. Paul's bid, and done. 14 we got, thank you. Ons is al gewoond aan Brandon Leer se stem, maar hier in Kirkwood het ons 'n nuwe stem gehoor en Henny het hom hieroor uitgevra. Ja, dis baie lekker vir my Henny om 'n bietjie ruskans te vat. Corneille het afgekom en hy veil bietjie op en hy doen uitstekend, hoor. Ek is baie beïndruk. Ek het hom gehoor al en saam met hom opgeveil, maar hy doen bitter goed. So ek is bly vir hom en vir die bedryf se pad. Ons soek nog goeie afslaers in die wildbedryf. Die pryse wat ons ervaar hierso vandag, ek dink is markverwant hierso in die Oos-Kaap. Jy weet, ek kom van die Oos-Kaap af en ons is maar altyd agter hierso. Jy weet, ons is maar settlers hierso. So die ouens ken nie van daai groot pryse soos bo nie. Maar ek dink ons doen nogal goed. Die kudu se pryse hier en daar vir die familiegroepe is dalk nie wat hy moet wees nie, maar ons het 'n paar goeie pryse vir die bulle gekry. Ek is baie bly daaroor want jy het gesien ons kry baie hoë pryse vir daai top bulle, daai oor die 60 duim bulle in die noorde. Ons beweeg in 'n rigting in hierso en dit word ondersteun deur die jagmark hierso en jy het gesien met die buffels, die bulle. Daar was omtrent 9 Hardebos buffelbulle en dit het ontsettend goed gedoen. Jy weet, al die jagdiere, die jagbulle en ramme van die verskillende spesies het baie goed gedoen. Ek is baie bly oor dit want die ekonomie, die droogte, alles is teen ons. Baie is teen ons die jaar, maar wat ons wel gesien het in die veiling is al die jagdiere het ontsettend goed gedoen en dit wys vir my die jagmark is baie sterk en ek is daaroor baie bly. Na afloop van die wildsveiling het ons gaan kyk wie nog in die wildbedryf by Kirkwood gekuier het. En hier is ons, Wildbedryf Suid-Afrika is by Kirkwood se Wildsfees die eerste keer ooit. En dis die regte ding om te doen. Oos-Kaap,
een van ons provinsies as 'n voorkeurjagbestemming, soveel wildboere en soveel wildsplase. So ons is vandag hier om inligting uit te ruil vir mense meer te vertel oor ons vereniging en hoekom hulle aan ons moet behoort. Bewusmaking, nie net van Wildbedryf Suid-Afrika nie, maar van die wildbedryf in die algemeen is een van ons groot strategiese punte by WRSA. En sulke dae, soos Kirkwood of boerefeeste of wildboer inligtingsdae, is ideale geleenthede om mense in te lig en meer te vertel presies waar die wildbedryf gaan. Om 'n doodskoot te verseker, het enige skit 'n goeie rus nodig. 'n Kruishaar wat op 'n bok se lyf ronddans, is nou maar eenmal 'n resep vir moeilikheid. Stefan Fouché, redakteur van Wild en Jag se jag, wapen en ammunisie afdeling, jag sedert September 2015 met die Stable Stick skietstokke en het oor 'n tydperk van 8 maande meer as 30 diere suksesvol met die stokke gejag. Skietafstande het gewissel van so naby as 40 meter tot verby die 300 meter merk. Gaan lees meer oor die skietstokke op bladsy 60 tot 61. It is widely promulgated that the future growth of the game ranching industry rests on the prospects of game meat. A segment of this industry that has been largely neglected to date. This rightfully raises questions with regard to the potential of game meat. Read Dr. Flippy Klute's full article on page 118 to 120 regarding the potential of game meat as a local and export commodity. Met die 7de maand van die jaar wat die week aanbreek, kan ons die volgende in die komende week verwag. Op die 1 Julie die Tabamanzi Wildlife Services veiling in Bella Bella en die Lepelale Game Traders veiling in Lepelale. Wildswinkel kuier dan ook op die 1 Julie in die Kalahari en hou 'n veiling op Van Sailsrus. Op die 2 Julie hou African Game Auctioneers 'n veiling by Mapatamacha Valwater. So kom nog 'n episode tot 'n einde. Ons sien uit daarna om volgende week weer saam met jou te kuier. Ons bring vir jou die jongste nuus in die wildbedryf. Tot volgende keer, totsiens.